lekker dit mee saam met julle te kuier. My naam is Elsa en ek gaan vandag vir julle 'n storie vertel oor Moses. So, wie van julle ken vir Moses? Oh, ken jy vir Moses? Oh, ken jy nie vir Moses nie? Oh well, either way, ek gaan nou vandag vertel van Moses. So, lang gelede was daar 'n man. Nee, ja, dit was daar die Israeliete in die land van Egypte. Egypte is baie ver van hier af. Ja, anywho, toe was daar man, die farao in Egypte was baie wreed geweest. Hy het die Israeliete as slawe gehou. Hulle moes hard gewerk het, van sonsopkom tot sonsondergang. Hulle was baie moeg geweest, maar hulle het nog steeds baie kinders gehad en hulle het happy huisgesinne gehad. En op 'n dag, toe kyk ek koning Farao so uit oor Egypte en hy sê, hierdie Israeliete is nogals baie. Wat as hulle besluit, hulle is nou moeg van hierdie harde werkery en hulle besluit om 'n army te vorm en teen my te beklei? Toe stuur hy sy soldate om 'n vreeslike lelike wrede ding te doen. Hy sê toe vir sy soldate, hulle moet gaan en al die eersgeborene babaseentjies, enige gebore babaseentjies in Israelitiese huise, moet hulle vat en doodmaak. Dit was baie sad geweest, maar daar was een vrou, wat sy naam was Jochebed. Sy het geboorte gegee aan 'n mooi seentjie, mooi spekvet en gesond seentjie. En sy dink toe, sy kan nie. Hoe kan sy dat hulle baba doodmaak? Toe steek sy vir hom weg. Toe steek sy hom ver weg, so die soldate kom in hulle huis in, hulle kry niks van die baba nie. Die baba raak toe later groter, maar sy kon hom nie meer toe wegsteek in die kas nie. Toe besluit sy, dis tyd dat sy hom op die rivier laat gaan. Sy moet hom laat gaan, maar doodmaak gaan sy nie dat hom doodmaak nie. Toe maak sy vir 'n nice mandjie en alles met 'n riet, en toe vat sy vir baba Moses en sy gaan na die Nylrivier toe. Maar julle, hier is die mooi storie hiervan. En 'n gevaarlike storie. Die Nylrivier was vol krokodille. Imagine dit! Krokodille wat op en af swem, wat ou kleine baba Moses dood kon gebyt het. Maar hulle het nie. En toe gaan sy af met haar dogtertjie Miriampie. Miriam was ouer as Moses gewees. En toe gaan sy nou af en sy sit daar so vir klein in sy mandjie en sy stuur hom af met die kanaal toe, maar sy huil. En toe sê sy vir Miriam, kyk na jou boetie, asseblief. Toe gaan sy nou, en Miriam is net 'n oogie oor hom gehou tot waar hy by die rivier swem. Toe gaan dit nou aan, hy swem af, en tot by die farao se paleis. Nou, in die tyd het die farao se dogter uitgegaan om te gaan swem. Sy het toe so op diensmeisies gevat en hulle het besluit, hulle gaan nou net 'n bietjie daar by die rivier sit, bietjie lekker kuier en alles. So, toe gaan sit hulle nou daarso en wat volgende weer is, hierso sien sy 'n mandjie en sy sê vir haar diensmeisie, hey, gaan kry gou daai mandjie asseblief, want sy hoor toe 'n baba wat huil. Sy maak toe oop en sy sien hierdie mooi spekvette gesond babatjie wat daar is. En sy het vir hom dadelik lief gekry, want sy kon nie kinders gehad het nie. Maar wat sy verkeerd gedoen het, sy het geglo, haar God, die God van die, wat, ek kan nie eers onthou nie, haar God het vir die babatjie gestuur. Toe kom Miriam uit die bosse uit en geskok, sy sê, hoorie so, ek weet wie na die babatjie kan kyk, terwyl jy jou princess duties doen en what not. So, toe gaan haal sy Moses se regte mamma. Toe bring sy Moses se regte mamma en sy het hom halfpad groot gemaak. Toe was Moses in die paleis gewees, hy het groot geword, maar hy was nie happy nie. Hy het gevoel hy behoort nie daar nie. Hy het gevoel dat hy pas nie in nie. Hy's anders. Hy voel net daar moet meer wees as die. Toe kom hy op 'n dag op 'n een van Farao se soldate af wat een van die Israelitiese mense slaan. Toe raak Moses so kwaad. Toe maak hy hom op 'n ongeluk dood. Hy skrik toe. Hy maak begrawe toe die lijk en toe hardloop hy weg in die middel van die nag.
jare daarna, hy trou toe, hy kry kinders, hy het alles, en toe, eendag toe, terwyl hy sy skoonpa se skapies oppas, toe was daar 'n brandende bos, 'n bos wat brand, en hy sien toe, hoor hierso, die bos brand nie uit nie, hoekom nie? En toe gaan hy nader om te kyk wat dit is, en ewe skielik kom daar 'n stem uit die bos uit, Moses. Moses skrik hom amper boeglam. Hy sê, hy kyk rond, hy kyk eers regs, dan links, maar regs, dan links. Hy sien niks. Dan kyk hy weer na die bos. En hy kyk so op en af. Hy dink nee. Hy vang nou tokkies. Hy besluit toe, hy draai nou om en hy kom nie uit. En hy word skree die stem weer, Moses. Hy kyk toe op en hy besef toe, hy gaan moet antwoord. Hy sê, ja. En die stem uit die bos sê, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig. Moses trek dadelik sy skoene uit. Hy laat val sy staf neer en hy kniel in aanbidding. Toe sê die stem uit die bos uit, toe vra Moses, wie is jy? En die Here sê, ek is wie ek is. Ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. En ek het 'n boodskap vir jou. Gaan na Farao toe en sê vir hom, hy moet my mense laat gaan. Moses val amper agteroor waar hy sit. Hy sê, nee. Ek kan mos nie dit gaan doen nie. Ek is hopelooslik te min. Ek kan mos nie voor Farao gaan sê, hy moet my mense laat gaan nie. Ek kan nie. Hy sê, God sê toe vir Moses, gaan en doen dit. Hy sê, maar Here, ek kan nie. Wat as hulle my nie glo nie? Toe sê hy, sit jou hand in jou mantel se sak. Hy doen dit toe hy dit uittrek. Was sy hand soos 'n melaatse? Toe was dit siek gewees. Moses skrik toe en hy sê van, my hand, wat van my hand? En die Here sê van hom, steek dit weer in. Toe hy weer insteek en uittrek, was dit gesond gewees soos die ander ene. Maar Moses, dit kom nou, Moses was baie hardkoppig gewees. Hy wou nie so maklik dat hom gesê word het. Toe sê hy vir Here, maar Here, wat is dit nie genoeg gesie? Toe sê die Here, gooi neer jou staf. Moses gooi toe neer sy staf. En wham! Daar verander dit in 'n slang. Moses vat sy skapie wat verlore was en hy hardloop. Toe sê hy vir Here, wag, wow, kom terug hierso, kom terug. En Moses kom skrikkerig terug. En die Here sê vir hom, strek uit jou hand en neem die slang naby sy stert. Hy doen dit toe, versigtig, bewend, en hy tel dit op. En daar soos die slang weer 'n staf. Hy kyk so. En die Here sê, nou gaan na Farao toe met die tekens. En hy kyk toe so, nog so. Hy wil nog een laaste verskoning uitdink. En hy sê, Here, maar ek stotter. Ek kan nie reg praat nie. Kyk, ek van kleins af het ek hierdie probleem. En Here sê, nou wie dink jy het vir jou die brein gegee om te praat? Wie het vir jou die stem gegee om te praat? Wie het vir jou daardie tong gegee om te praat? Ek het jou gemaak. Maar, okay, dis reg. Vat jou broer Aaron en dan gaan julle. Toe sê hy, toe dink Moses, hy's nou slim en hy probeer nog 'n laaste keer. Hy sê, Here, maar as ek daar kom, wat moet ek sê? Wie het met my gepraat? En Here, ek dink Jesus het toe vir homself vervies, want hy sê toe, ag my magtig man, sê, ek is wie ek is. Ek is die God van die hemel en aarde. Ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Gaan met dit. Nou gaan toe. En Moses gaan toe. Moenie skaam voel om vir die Here iets te doen nie. En moenie ook nie verskonings maak nie. Jesus is baie lief vir jou en hy sal vir iedere een wat nou kyk wil gebruik. Okay, maatjies, is nou vir dit. Bye bye.